Goeiemôre, groet julle vanoggend op hierdie wonderlike sondagoggend hierso. Daar het ons dit begin van Oktober al. Begin van Oktober. Wel, wat kan ek sê? Jy het dit gemaak. Jy het dit gemaak. Daar's soveel wat dit nie gemaak het nie. So daarom kan jy regtig vir jouself sê dankie en vir die Here sê dankie. En as jy kyk na die jaar, die 9 maande wat verby is in hierdie jaar, ek is seker, as jy mooi daarna kyk, as jy sit en jy bid en jy vra die Here en jy kyk presies waar God se hand in jou lewe was. Waar jy as mens, en as jy terugkyk, gaan jy dink, hoe het ek dit? Hoe gaan ek hier deurkom? En daar as jy nou daar kyk, dan kan jy mos terugkyk en sê, Here, dankie. Dankie dat U my gehelp het. Dankie dat U my deurgedra het. En dit is met daai blydskap wat ons moet aangaan deur die res van hierdie jaar. Deur die res van die jaar. Dis hy blydskap in ons harte, blydskap teenoor die feit dat die Here ons seën, die Here ons beskerm, die Here ons lei, die Here is die lig op ons pad, die Here is die hoop wat ons in ons harte het, die Here is die geloof wat ons deurdra, die Here is die liefde wat ons nodig het, liefde, ware liefde. En dis waar ek kom in hierdie hoofstuk en dit pla my regtig en is nie die hoofstuk nie, maar die gedagte dat ek is geseënd. Hoekom moet ek na ander kyk? Of ek is geseënd en in hierdie tyd van die jaar waar die mense eksamens skryf, die studente, die matrieks, hulle skryf eksamens en daar's so baie stres op hulle. Ons as Christene het 'n verantwoordelikheid om uit te kyk na mekaar. Om uit te kyk hoe besighede nou soveel dinge moet doen voordat hulle die mense hulle tyd kan afgee in die Kersvakansie, Kersfeestydvakansie en alles. En in daai stresvolle situasie doen ons partykeer dinge wat regtig dom is. Regtig dom is. En dit is daar waar ons moet waaksaam wees, ons moet wakker word, ons moet gees gevuld wees, sodat ons sensitief kan wees en ons kan uitkyk vir mekaar, om te sê, hey, ek sien dit gaan nie so goed met jou nie, kan ons help? Hey, kan ons vir jou bid? Kan ons jou 'n drukkie gee? Weet net, die Here is lief vir jou. En dit hier in die begin van tyd, hierso in Genesis 4, en ek lees en ons ken die storie, en ek is seker jy het dit al 100 keer in die sonnaskool gehoor en in die kerk gehoor en alles. Maar kyk hoe mooi praat die Here hierso deur Kain, die storie van Kain en Abel met my en jou vandag. En hy sê, ek vat hom hierso van vers 6 af. Genesis 4 vers 6. En hy sê daar vir ons, en hy sê, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. As jy nie goed doen nie. En dis partykeer wat gebeur, iemand anders kry guns in die lewe, iemand anders doen goed in die lewe, iemand anders kry daai posisie waarvoor jy so lank en hard gebid het, en jy kry dit nie, en daai sonde loer vir jou. Daai begeerte binne in jou, iets kom, word wakker binne in jou, en jy wil iets simpel doen. Jy wil dalk iets doen waaroor jy later gaan spyt wees, En dis hoekom die Ou Testament vir ons so goeie morele waardes vir ons leer, Maar hy sê vir ons, en hy loer, die begeerte is na jou. Sy begeerte, wat sy begeerte? Die sonde. Hy kom na jou toe en hy sê, ja. En dit is hoe die mens is, As ons kyk na ons bure, dan het hulle altyd 'n mooier huis, of 'n mooier, of beter, en die Here kyk mooier na daai persoon, en hy ons kyk nie na die werk wat daai persoon ingesit het nie, ons kyk nie die tyd en die commitment en maar ons begeerte is, ek soek dit wat hy het, ek soek dit wat daai persoon het, en die sonde loer na jou, die sonde kom, en hy sê vir ons daar, maar jy moet daaroor heers. As jy daai gevoelens binne in jou kry, dan moet jy sê, nee, wyk, Satan, wyk, gaan weg van my. Onthou, weerstaan die duiwel en hy sal van jou vlug. Dis nie 'n kwessie van, ja, maar dalk as ek sterk genoeg is. Nee, jy is God gevul. Jy is een van God se dierbare, kosbare kinders.
Jy is die seun van God, jy is die dogter van God, en daarom het jy die krag van God binne in jou, het jy God wat agter jou staan en jou ondersteun, in daai moeilike situasie waar die sonde vir jou loer, en hy het 'n begeerte om jou te oorheers. En dan sê dit vir ons, is jy moet daaroor heers. Hoe heers ek daaroor om te sê, Here, ek wil nie daai pad stap nie, ek gaan nie daai pad stap nie, ek hou aan die belofte wat U vir my het. Maar hier kom die kruks van dit wat ek vandag met julle wil deel. En Kain het met sy broer Abel gepraat, hy het nie geheers oor die sonde in sy lewe nie. En toe hulle in die veld was, daar waar hy dink, niemand gaan hom sien nie, nee. En dit is, as ons kyk, ek meen, dit is so 'n mooi voorbeeld, nee. Daar waar die wêreld dink, ons sien nie wat hulle doen nie. Dis net 'n kwessie van tyd en alles, en dis wat ons doen, nee, ons roep mense eenkant, en ons wil, en ons soek, en ons begeertes is na dit wat hulle het, nie dit wie hulle is nie. Ons sien nie dit, die harde werk, en die tyd, en die effort wat hulle ingesit het nie. Ons sien nie dit nie, nee. En ons wil dit nie hê nie, ons wil net die eindresultaat hê. Ons wil net die seën hê, ons wil net die einde hê. Ons wil nie daai tyd en daai opofferings insit nie, want dit pas nie by my leefstyl nie. En dan vat ons 'n persoon een kant en ons wil dit wat hulle het van hulle af wegneem. En dit is daai sonde waaroor ons moet heers, maar Kain kon dit nie doen nie, en hy het teen sy broer opgestaan en hom doodgemaak. En ons probeer dit afsny, nee. Ons probeer dit wat die Here in hulle lewens begin het afsny, en ons gaan dit nie kan doen nie, nee. En dan kom dit hier so, en toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Waar is jou broer Abel? Waar is? Die Here sien alles. Hy weet alles, hy weet wat aangaan, hy weet alles, hy sien alles. Niks kan hom verbygaan nie, hy slaap en sluimer nie. So hoe kan ons dink, ons kan dinge doen wat die Here nie gaan raak sien nie? En dis hoekom hy sê daarso, en hy antwoord hom, ek weet nie, is ek my broer se wagter? In Engels sê dit so mooi vir ons, am I my brother's keeper? Is ek my broer se wagter? En die eenvoudige antwoord wat jy vandag moet weet is, ja, jy is jou broer se wagter, jy is jou broer, jou suster se wagter. Jy het 'n verantwoordelikheid om uit te kyk na mekaar en te sien wat se pad stap hulle. Ja, ons moet natuurlik na onsself kyk om te sê, heers ek oor die sonde? Is ek in 'n posisie waar ek heerskappy neem oor die sonde wat my pad langs kom? Maar die ander kant van die saak daarso is, as ons sien ons broer gaan val, as ons sien ons suster is besig om die verkeerde pad te stap, as ons sien daar's eensaamheid, daar's angstigheid, daar's veral nou soos ek begin het met matriekeksamens en met universiteitseksamens en die druk wat ons op ons mense sit daar buite in die wêreld, as ons sien, dit lyk asof hulle nie meer kan cope met dit waardeur hulle gaan nie. Ons is ons broer en suster se wagter, ons moet uitkyk vir mekaar. En dis die probleem wat die mense en die mensdom vandag is, ons probeer daai verantwoordelikheid vir iemand anders aangee om te sê, nee. En as jy vir 'n oomblik daar in jouself dink en sê, ja maar, dan is jy in daai gat geval. Ja maar, en is daai, we deny responsibility, ons onthef die verantwoordelikheid wat die Here op ons, my en jou geplaas het. Ons onthef dit, ons skuif dit na iets of iemand anders. Ja, gaan sien daai sielkundige, of ja, gaan sien daai persoon, of ja, partykeer het daai persoon 'n persoonlike ontmoeting nodig. Want daai ou doen net sy werk en hulle het goeie werk, die sielkundige en daai mense, hulle doen goeie werke daar buite. Maar partykeer het 'n persoon daai persoonlike aanraking nodig. Deur om te sê, iemand sien my raak in my tye van bemoeidheid, in my tye van moeilikheid, in my tye waar ek sukkel, iemand wat omgee vir my. Die persoon gee nie net om omdat ek hier so 'n uur van sy tyd gekoop het nie. Gaan bel en roep en sê, hey, kom ons gaan drink 'n koffie, kom ons gaan drink ietsie saam, 'n koeldrankie saam, 'n milkshake saam, kom ons gaan stap vandag, daar's parke oralste, kom ons gaan stap in 'n parkie saam, en ons gesels, kom ons sit ons fone weg, bære dit. En dit kan jou vrou of jou man wees, dit kan jou kinders wees, dat hulle net daai tyd saam met u nodig vandag.
En dis hoekom ons kan nie daai verantwoordelikheid ontken nie. Ons kan nie uitdagend met God probeer wees nie, om te sê, is ek regtig? Is dit my verantwoordelikheid, Here? U kan direk met hulle praat, en die Here kan, maar hy vra vir jou vandag. Want dit is die fondasie waarop hy, God, die res van hierdie woord bou, nee. Die sondeval, maar ook die menslikheid. Die menslikheid waar ons uitreik na mekaar toe, waar ons uitkyk vir mekaar, en ons stap die pad saam met mekaar, en sê, dis nie selfsugtig nie. Dis nie selfsugtig nie. En as ons kyk na daar, en dit is die fondasie waarop die res van die woord gebou is, nee. En as ons kyk heel daar aan die einde, Romeine 12, en ons gaan daarna toe vandag, nee, want ons het 'n verantwoordelikheid, wat? 'n Verantwoordelikheid om uit te reik, verantwoordelikheid om diensbaar te wees, verantwoordelikheid om uit te reik met liefde. En dis hoekom dit so mooi is, as ons hier so kyk na Romeine 12, en ek het dit hier gedeel in ons gebedsgroep hierdie week, en die wat nie daar is nie, asseblief, reik uit, kom saam, vind 'n plek waar jy kan inhak, en saam in die woord van die Here gaan. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Romeine 12 vers 9. Verafskie wat sleg is, nee. Hang die goeie aan. Verafskie met walglik binne in jou. Dit moet jou naar maak. Dit moet jou kwaad maak. Dit moet jou die kwaad, die verafskie wat sleg is en hang vas aan die goeie. En dan wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Dit is die kruks. God begin daar so, en hy wys ons al die slegte dinge en al die maniere waarop 'n mens kan optree. En dan die res van die woord is daai versoening tussen God en mens, maar ook om daai te besef dat ek is meer as dit wat ek dink ek is. God is saam met my en ek het 'n verantwoordelikheid en ek kan dit nie een kant skuif nie. Ek het 'n verantwoordelikheid om uit te kyk na my medemens toe. Wat sê hy daarvoor? Verafskie wat sleg is. Verafskie wat sleg is. As jy dit sien in jouself en in ander mense, reik uit hoe? Wees hartlik teenoor mekaar. Romeine 12 vers 10. Met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. In eerbetoning, nee. Is amper asof daar daai kompetisie is om te sê, ek gaan meer uitreik as jy. Maar dit is nie 'n kompetisie nie. Dit is net daai, wees diensbaar, wees liefdevol, eer mekaar soos God jou vandag eer. Wees lief vir mekaar soos God jou vandag lief het. En ek sluit af met dit, maar in hierdie week mag ek regtig julle uitdaag om nommer 1 by 'n gebedsgroep uit te raak en in te skakel, by 'n selgroep en 'n Bybelstudie in te skakel. En as jy nie een het nie, reik uit, ons sal saam met jou hierdie pad stap, saam met jou bid, saam met jou doen. En met tegnologie vandag, dit is amazing en awesome wat ons kan doen, nee. En ek sluit af met dit. Maar bid daaroor hierdie week en wees mekaar se wagter. Wees sensitief vir die gees van God wat in jou is. Luister na die Here as hy met jou praat. Kry daai gees, bid vir daai gees van onderskeiding, sodat ek en jy kan weet, waar moet ons uitreik, waar moet ons daai eer betoon aan mekaar, met liefde. Mag die Here jou ryklik seën in die week wat voor ons lê, en waar die kinders leer hard fokus. Die Here is saam met jou, die Here gaan vir jou die wysheid en die insig gee wat jy nodig het, sodat jy gaan goed doen in jou besigheid, in jou leerwerk, in jou verhoudings, waar jy geseënd gaan wees. En ek bid dit oor jou vandag, in Jesus naam. Amen.